die Here. Ek gaan jou nooi om die Bybelverklaring saam met my te doen en dan gaan ons aangaan met die 5voudige bedieninge en dit gaan eintlik oor ouderlingskap en dit gaan eintlik oor die gawes van die Gees en dit gaan oor God se wonderlike plan om sy woord vir my 'n werklikheid te laat word. Laat ek kan sê dit werk. Ek dink hierdie is die beste handleiding in die hele wêreld. Stem met my saam? Maar ek dink is ook die handleiding wat die minste partykeer reg kry. Jy weet, ek het gehou van wat oom Angus Buchan gesê het. Hy sê dit is sy boerdery handleidings. Dis agricultural handbook, jy weet. Dis hoe mense moet boer. Jy weet, ek wil vir hom sê, oom Angus man, dis 'n electrician se handboek. En is 'n motor mechanic se handboek ook. Dis al die soorte se handboek. Amen. Want dis die boek van die lewe. As jy reg om dit saam met my te doen, dan sê ons hier is my Bybel. Dit leer my van God. God is gees en ek aanbid in gees en waarheid. Ek kies vandag om met my gees te luister, elke belofte aan te neem. Die woord is die waarheid en die waarheid sal my vrymaak. Nou wanneer ek en jy die Bybel lees, dan is dit veronderstel in die heel eerste, dink ek, in die belangrikste aspek daarvan, dat die Bybel wil nie hê dat die letter moet doodmaak hê. Hy wil hê dat die gees moet lewendig maak. Jy weet. So jy kan baie maklik die Bybel mos nou so lees soos die man hom gelees het en ek het die storieetjie al oor en oor vertel, maar die van u wat dit nou nie onthou nie en wat dit die eerste keer hoor, hier is hy. Van die man wat baie moedeloos was, toe maak hy sy Bybel oop. En toe sê hy, Here, wat ek nou lees, dit gaan ek doen, want ek weet nie meer wat om te doen nie. En toe lees hy, Judas het homself opgehang. Nou ja, toe skrik hy sommer dadelik, toe besluit hy nie, hy blaai nog so 'n paar bladsye aan die ander kant toe, en toe dink hy, maar dis seker nou nie wat die letter, dit is nou, weet, en hy lees en hy kom daar in Handelinge, dink ek, iewers staan dit so mooi, hy sê, gaan en doen jy net so. En hy besluit die tweede keer, nee, dit kan nie werk nie, jy weet. Het kan mos nou nie God se oplossing vir sy lewe wees nie. En as hy maar gelees het, jy weet, hoe dat die Bybel dan nou verder vir ons sê, dat daar is lewe, daar's 'n toekoms, daar's 'n hoop, want God ken sy gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om vir ons 'n hoopvolle toekoms te gee. So, die Bybel is bedoel om jou lewe mooi te maak. Hy's regtig bedoel om jou lewe besonders te maak. En hy kan dit op soveel verskillende maniere doen. Maar dis vir my baie interessant dat letters, woorde wat geskryf is in 'n boek of woorde wat gespreek is, uitgespreek is, vra altyd na iemand wat dit gesê het. Vra na wie het dit gesê. En ek is dankbaar dat ons kan sê dis die woord van God. Dis die onfeilbare woord van God. En nou sal jy dadelik my saamstem, dat as jy hom verkeerd gaan inlees of verkeerd gaan uitlees, dan gaan jy heel moontlik, weet, nie op die regte plek kom nie. Maar as jy toelaat dat God se plan van beskerming jou oorweldig of jou toemaak, dan sê jy agterkom dat God se einddoel met jou is wonderlik. Amen. As ek gister so vir Tannie Betty kyk en ek sien hoe dat sy nou na die val en die stikkend en die seer en ek weet nie hoeveel van wat het al aangegroei of nog nie afgegroei nie of wat ook al nie, maar ek sien hoe dapper sy is en hoe sy sê op 90, jy weet, dat die Here is vir haar goed, die Here help haar. Die Here gee vir haar krag, die Here dra deur. Dan wil ek vir u sê, dan is my kniepyn niks in vergelyking met wat sy reg gekry het, deurdat die Here haar gehelp het, nê. En dan gaan die Here ook vir my help. Amen. Amen.
Here gaan ook vir jou help, nee. Nou ek wil nou nie dit onlank uittrek nie, maar ek wil hê jy moet weet dat as ons van hemelvaart af begin praat, dan sal ons onthou dat Jesus het vir sy disippels bevele gegee. En nou sit die een dingetjie wat jy heeltyd in jou agterkop moet bære. Ken ek daai bevele? Hoor ek daai bevele? Want 'n bevel wil hê jy moet draai. As dit 'n regsom of 'n linksom is of voorwaarts mars of halt, jy weet, in of plek rus staan of wat ook al, 'n bevel moet uitgevoer word. En die disippels het baie vinnig geleer dat hulle hierdie bevele met vrymoedigheid kon uitlewe, want dit kon 'n verskil maak in hulle lewe. Dit het inteendeel 'n verskil gemaak en hulle kon as oorwinnaars hulle pad vorentoe loop. So Paasnaweek en Hemelvaart en Pinksterdag en Jesus se opstandingskrag en die boodskap van die koninkryk van God wil vir ons almal sê dat ons lewe in 'n besonderse plek en tyd. En ons noem dit die koninkryk van God. Hy het naby gekom toe Jesus opgedaag het, toe Jesus gebore is, en hy's nog steeds daar. Want toe hy weggegaan het, het hy gesê, ek los nou vir julle die werk om te doen. En nou is dit my so besonder dat die kerk of die fokus van Jesus se fokus was om jou te beskerm. En ek maak nie een woordjie bo al die ander woorde nie, maar ek wil hê jy moet weet, as jy die beskerming van God oor jou lewe vergeet, as jy nie daarop aanspraak maak nie, as jy nie sê, dis ook vir my nie, dan maak jy die deur oop om onbeskermd te wees en om met ander woorde blootgestel te wees. Maar as jy sê, en ons Pinkstermense het sulke mooi maniere gehad om dit reg te sê. Hulle het gesê, ek pleit die bloed van Jesus Christus oor my. Ek pleit die bloed van Jesus oor hierdie saak. Ek pleit die bloed van Jesus oor hulle lewens. Ek pleit die bloed van Jesus op hierdie pad wat ons gaan ry. Wat het hulle eintlik gedoen? Hulle het gesê, ek gaan onder die beskerming van die Allerhoogste God lewe. Ek gaan lewe omdat die bloed van Jesus Christus is my beskerming. Halleluja. Nou ons almal weet dat daardie woordjie bloed beteken Golgotha. Ons verstaan, dis die bloed wat Jesus gestort het op Golgotha. En dit was vir my en vir jou beskerming gewees. So as ek dit nou in jou hart kon wakker gekry het, dan wil ek hê jy moet weet dat Jesus gaan met beskerming so ver dat hy sê, ek sal my lewe aflê. En hy het dit gedoen. Ek is bereid om jou te beskerm tot die dood toe. En dis hoekom Johannes 10 vers 11 so besonderse versie is, as hy sê, ek is die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Dis vir my mooi en ek wil iets vir jou sê uit die Psalms uit, in Psalm 80 vers 2, dan sê hy, o herder van Israel, hoor tog, u wat Josef so skape lei, wat bo oor die gerub stroom, dan sê hy hierdie snaakse woordjie, verskyn in ligglans. Verskyn in ligglans. Ek wil vir u sê, jy gaan nooit 'n voetstuk hê om te sê die Here wil jou nie beskerm nie. Dis soos 'n lig wat skyn in 'n donker duisternis en niks kan dit oorweldig nie. God wil jou beskerm. So jy moet weer die bloed begin pleit, as dit vir jou sin wil maak. Of jy moet weer op 'n plek in jou lewe kom, waar jy sê, duiwel, hoe het jy by hierdie plek ingekom, ek moet daai deur toemaak. Hoe het jy dit reg gekry, om my so te verniel, ek moet daardie gevaarpunt identifiseer, en sê nie 'n minuut langer nie. Ek dink ons onthou almal, en dit kom nou maar in my gedagtes op, as ek dink, weet hoe my ma haar wasgoed beskerm het.
daar in Pretoria, dan sy nou die wasgoed op die draad gehang. En as sy dit nou so mooi gehang het, dan is Pretoria nou berig of beroemd of bekend gewees, jy weet, vir sy 5 uur middag donderstorms wat so oor Pretoria gekom het, jy weet. En dan, as die eerste druppels val, dan hoor ek hoe my ma roep en sê, maak toe die vensters, o aarde, die wasgoed. En dan hardloop almal, en dan word die wasgoed van die draad afgehaal. Want toe kom, hulle was nou mooi skoon gewas, en nou gaan die skoon reën hulle weer vol stof maak, nee. Jy weet mos, hoe maak stof of reën met 'n mooi skoon gewaste kar? Het iemand al gesien? Of is dit 'n ding wat julle nie verstaan nie? Nee. Jy het hom nou net blink skoon gewas, nie val die eerste druppels, en as hy druppels so wegdroog, van sit daai wit kolle so, nee. En dan lyk dit asof jy nooit gaan. So werk jou lewe ook. Kan ek vir jou sê, as jy Johannes 3 vers 16 lees, wat sê dat God die wêreld so lief gehad het, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dan wil ek hê, jy moet weet, daardie om in hom te glo, is 'n aanhoudende, sonder ophou, oor en oor, weer en weer. En jy mag nie ophou nie, jy moet aanhou en aanhou en aanhou glo. Jy kan nie dink, jy gaan net vir 'n breekdeel van 'n oomblik glo nie. Dis soos om op 'n stoel te sit, en jy glo die stoel kan jou gewig dra, en die volgende oomblik dan kom jy agter is een van hierdie nuwe wit plastiekstoele. En as jy weer kyk, al lê 'n pensenpotjies blad op die vloer, nee, dan het een van hy pote net meegegee, en hy's daarmee heen, nee. Jy kon nie op hom staat maak nie, maar jy kan op God staat maak, halleluja. Jy kan verseker wees, dat jou geloof sal kragtig wees tot die einde toe. So ek aas my, dat jy saam met my sal verstaan, hierdie ligglans mag nooit duisternis word nie. Dit moet so oortuiging in jou hart wees, dat God oomblik vir oomblik met jou is. Hy kan jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Hy's met jou tot aan die volëinding van die wêreld. En daarom wil ek hê jy moet weet, dat as jy dan nou verstaan, hoe dat dit wil sê, help my om u te sien, Here, help my om gedurig deur bewus te wees, dat u is iewers, u is vanoggend ook in hierdie diens, u is daar, u is oral, u is alomteenwoordig, u is die Almagtige, u is die God sonder begin en sonder einde, en u is die ewige vir altyd en vir altyd, en daarom is my vertroue in hierdie God, wat so omvattend is, dat hy nooit afwesig kan wees nie, en hy wil hê, jy moet weet, hy's daar. En sy teenwoordigheid gee beskerming. Sy teenwoordigheid maak 'n verskil. En daarom is dit belangrik om dit in stand te hou. Jy moet dit dag vir dag oefen. Jy moet, as jy voel dat daar 'n gaping kom of laat iets verkeerd loop, dat jy sal verstaan, dis nie God nie, God is. God is dit. Nou is dit my mooi as jy Efesiërs 4 vers 11 lees, wat nou ons werksteks is, wat ons nou in hierdie afgelope weke nou oor en oor gehaal het, en ons kom nou al daar van hemelvaart af met hom saam. Jy weet, dat jy sal verstaan, dat God het toe ook 'n baie sinvolle, suksesvolle plan gehad, vir om die koninkryk saam met jou in stand te hou. Hy het jou nie alleen gelos nie. Hy het inteendeel gesê, dat as jy die beskermde van die Allerhoogste wil wees, gaan jy apostel nodig hê, en jy gaan 'n profeet nodig hê, en jy gaan 'n evangelis in jou lewe nodig hê, en jy gaan ook 'n herder en 'n leraar nodig hê. En ek wil dit so weer in jou hart wakker maak, dat soms verdwaal ons, jy weet, dan wil ons nou begin, jy weet, sommer net poste uitdeel. Jy weet, ons begin nou hier by my broer, hy's nou 'n apostel, en Alta is 'n profeet, en Petra, jy word nou evangelis na vanoggend, hoor. En Tannie Audrey, maar Tannie is 'n uitstekende leraar, so ek sê eers die tweeling, nee. Jy weet, jy's 'n herder en 'n leraar. Jy weet, dan het ons so begin name koppel aan hierdie goed.
En ons het begin rondloop en dan kyk ons so, dan sê ons, "O, hy's 'n apostel." Maar hoekom sê jy hy's 'n apostel? Hoekom sê jy hy's 'n profeet? Want hy doen ietsie wat jou laat dink, wat jou laat besef. Hy's dit, nee. En nou wil ek jy moet weet, laat as ek vanoggend vra, en ek vra dit mos nou elke keer, sê ek, is daar 'n apostel in die gemeente in die diens vanoggend? Kan jy net gou opstaan? Apostel, enige apostels vanoggend in die diens? Jy weet? Want ek ook maar my hand laag hou, jy weet. En is daar profete in die diens? Jawel, partykeer dan voel dit vir my, jy weet, jy weet, maar ek is nie seker nie, ek sal my hand opsteek, jy weet. Maar as ek kom daar by herder, dan wil ek my hand opsteek, nee. Evangelis voel dit partykeer vir my, nee wat. Maar weet jy hoeveel keer het ek al in my persoonlike lewe die evangelie verkondig aan iemand? Sonder ophou. So as ek sê ek's nie 'n evangelis nie, dan praat ek nie die waarheid nie. Want ek het die evangelie met passie, met roeping, met oortuiging. En ja, selfs as ek nou in hierdie laaste paar dae, of die laaste paar boodskappe vir jou wou leer oor Efesiërs 4 vers 11, dan wil ek jou bewus maak daarvan, dat dit eintlik 'n opvolging en 'n invulling en 'n samewerking van verskillende gebeure is, wat wil hê dat jou lewe goed moet uitdraai. Dat jou lewe suksesvol kan wees. Dat jou lewe kragtig kan verloop. En daarom, of dit nou is of jy gebou moet word en of jy koers moet kry en of jy 'n doelwit moet kry vir jou lewe en of jy kos of water nodig het, ek wil hê jy moet weet dat daar is 'n antwoord vir jou. En die fokus waarop ek afstuur vanoggend is op die van 'n herder en 'n leraar. Ons het nou mooi gepraat en jy kan die YouTubes gaan kyk en dan sal jy sien wat ons al reeds gesê het oor apostel en oor profeet en oor evangelis. Maar wat is hierdie herder-leraar gedagte? Ek wil hê jy moet sien, en Jesus vat dit vir my so mooi raak, as hy in Matteus 5 vers 6 sê, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Jy weet, dis daardie omgee van 'n ma, wat sê, maar jy gaan honger word, kom eet jou kos. Nee. Want hoekom? Die ma weet, dat as die kind nie kos kry nie, dan begin die kind swak word. En dan kan die kind nie sterk wees nie. En ek wil hê jy moet iets snap. En ek wil dit nie as 'n wet of as 'n vaste beginsel vir jou gee nie. Ek wil dit vir jou as 'n oomblik gee of iets wat moet gebeur. As daar 2 areas is waarin jy beskerming nodig het, is dit verseker jou fisiese liggaam. Is dit jou honger? Is dit jou vleesmens? Ons almal het beskerming nodig. Ons het inteendeel dit vanoggend toegepas, toe jy so by die huis uitstap, en jy is op pad kerk toe sê jy, nee wag, stop net so 'n bietjie, nou moet ek stop, nou gaan die deur oop, hier spring Margaret uit, nou hardloop sy weer in die huis in, jy weet. Nou sit en dink, wat is nou weer met my liewe vrou aan die gang, jy weet. Nou wag ek maar geduldig, nou kom sy hoe laat weer later daar uit en alles, nou klim sy in die kar, nou kan ek nie agterkom nie. Maar as julle nou na die diens sal mooi bekyk, van links na regs of dan sê julle sien, sy het nou sulke armgoedjies aangesit. Het jy dit nou aan? O nee, sy het dit nog steeds nie aan nie. Goed, dan sy nog nie koud genoeg kry. Maar sy wou haarself beskerm, want haar arms was dan nou te blootgestel. En dan kan ek vir jou sê, jou beskerming is 'n hoofsaak in jou lewe. Jy trek warm aan. Jy sorg dat jou liggaam versorg is. Jy eet die beste kos wat daar kan wees, kondensmelk. En jy doen die beste dinge wat jy kan. Is jy saam met my? Want jou liggaam moet beskerm word. Basie het dit baie mooi prakties gedoen die laaste week, en toe leer hy baie mooi, dat 'n mens moet baie keer maar die verband opsit, jy weet, of jy nou wil of nie wil nie, weet, en jy moet jou mooi versorg, jy weet, dat dit mooi gesond kan word. Nou, hierdie honger en dors, dis die een kant vir my, dat jy moet sorg dat jou honger mooi loop.
dat jy nie van die honger doodgaan nie. Maar daar's 'n geestelike kant, en dis vir my die dorskant, nê. Laat 'n mens sal verstaan, dat jy 'n geesmens wat jy ook moet gesond hou. 'n Geesmens wat beskerm moet word. En as ek dit so kan vir jou sê, gaan jy agterkom dat die rol van 'n herder is dikwels om te gee vir jou vleeservaring, jou vleesmenswêreld, nê. En om te sê, moenie swak word nie, wees sterk in jou vleesmens. Maar kan ek vir jou sê, wanneer jy geleer word, is daar dikwels hierdie geeswerking wat jou wil beskerm teen misleiding, teen dwaalleringe, teen valsheid, wat vir jou wil sê, moenie daar gaan nie, dis nie die weg nie, dis nie wat jy moet doen nie. En ek gaan my haas om jou te help om te verstaan, dat hierdie hele bediening van Efesiërs 4 vers 11 is gemaak, sodat jou geesmens uiteindelik sterk kan wees, dat jou geesmens beskerm kan wees. Kan ek 'n amen kry? Dat God wil hê, dat jy in die gees moet kan wees. Nou hierdie apostel, profeet, evangelis, herder en leraar, het God hierdie wonderlike pad geloop met die mens. En ons het dit begin, of dit is genoem, ouderlinge. En nou wil ek vanoggend vir jou sê, as daar nie ouderlinge in 'n gemeente is nie, dan loop dinge skeef. En onthou nou weer, ek weet ek spiekie op dun ys as ek dit doen, maar kan ek vir jou sê, ek dink ouderlingskap het alles te maak met mans. Ek dink God roep primêr mans om ouderlinge te wees. En ek weet ek is op dun ys, want in ons dag, jy weet, moet daar gelykheid wees en alles ensovoorts. Maar kom ons aanvaar dit nie as 'n strydpunt op die oomblik, weet, om te sê, ek sê dit moet mans wees nie, maar kom ons verstaan net dat as daar mans is wat opstaan as ouderlinge, dan gaan die gemeente anderster wees. Dan gaan die gemeente anderster beweeg. En ek gaan nou meer daaroor sê. Kom ons lees 4 teksverse oor ouderlinge. Jy het nou gehoor van die bedieninge, jy het gehoor van die apostel, profeet, herder en leraar, en nou sê ons iets oor ouderlinge. Hy sê, en hulle het in elke gemeente vir hulle ouderlinge gekies, en hulle na gebed en vas opgedra aan die Here, in wie hulle geglo het. So, ek wil jy moet weet, dat jy gaan, as jy moet kies, as jy iemand moet kies, gaan jou oë begin kyk na wat doen daardie iemand. Kan ek dit stadig genoeg sê? As jy iemand moet kies, wie is die vinnigste van 5 mense, dan gaan jy hulle nou laat hardloop, is ek reg? En nou hardloop hulle, en dan gaan jy sê, dis die vinnigste een. Jy gaan net kan kies, omdat jy iets raak sien wat hulle doen. So die ouderling moet alreeds iets doen om gekies te kan word. Halleluja. Is jy saam met my? Ja. Jy gaan net iemand kies as jy dink, hy kan dit doen. Goed, kom ons lees die ander vers. Paulus wat vir Timoteus sê, verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, wat jou gees deur die profesie met die handoplegging van die ouderlinge. Ek glo daar's 'n spesifieke erkenningsoomblik. Dit is nie asof jy nadat jy hande opgelê is, nou is jy kragdadiglik in staat om 'n ouderling te wees nie. Dis 'n erkenning van hoe ons sien wat is, ons lê vir jou hande op en ons bevestig en ons sê, jy is 'n ouderling. Kan jy hoor wat ek vir jou sê? En as dit jou man is, dan begin jy bid, my suster. En as dit iemand is wat jy dink aansporing nodig het, dan begin jy bid. En jy begin om te sê, Here, dis nie maklik nie. Want kan ek myself onderbreek voordat ek die volgende 2 verse lees? Wil ek gou vir jou sê, as jy in die Nuwe Testament 'n ouderling wil wees, dan sou jy ook vandag gesê het, nee, ek wil nie. Want hoekom? Die skrifgeleerdes, die fariseërs,
en die ouderlinge het uitgeroep en gesê, kruisig hom, kruisig hom. So dis glad nie 'n mooi prentjie om in die Nuwe Testament se ouderlingskap te staan en jy kruisig Jesus. En jy, maar ek dink dit het nog nooit verander nie. Ek dink is nog steeds 'n pad wat ons loop, waarin mans nie verstaan, dat hulle nie hulle self as ouderlinge gee nie, en hulle nie hulle self as ouderlinge laat optree en funksioneer nie, dat hulle eintlik besig is om die koninkryk van God, die werk van die Here, oneindig baie skade te berokken. En veral in ons seisoen, in ons dag, dan vra ons, en is die een vraag wat in hierdie gemeente al seker vir die laaste 5 of hoeveel jare, 6, 7, 8, 10 jare sê, waar is die manne? Ons vra eintlik, waar is die 5voudige bedieninge? Ons vra eintlik, wat het van ons mans geword? As ek nou verder lees, dan sê hy, laat die ouderlinge wat goed regeer, dubbele eer waardig geag word, veral die wat arbei in woord en leer. Kan jy die motivering hoor, dat daar moet erkenning kom? En ek wil vir u sê, dikwels gee ouderlinge, kan ek dit noem, baba treetjies, en hulle wil graag ouderling wees. Maar dan kry hulle soveel kritiek en soveel teenkanting, dat hulle later net sê, maar ek kan nie. Dis te veel gevra. En ek wil daarom vir jou sê, speel jou rol reg, wees gelowig en wees oortuig dat God wil dit doen. En as daar een area is wat ek oortuig is, wat ons skade gelei het, is dit juis in hierdie laaste ene, is dat niemand doen hierdie teksvers op daardie manier soos dit daar staan nie. Ek gaan vir jou lees hoe ons hom toepas, nee. Hy sê, is daar iemand siek onder julle? Laat hom 'n afspraak maak met die dokter, wat sal op sy tyd besluit. Ek is oortuig daarvan, dat mense hardloop eers na dokter toe. So ek het toe begin wonder, is dokters ouderlinge? Jy weet nou, ek is nou nie so seker daarvan nie, jy weet. Ek is nie heeltemal oortuig van dat al die dokters is ouderlinge nie, want dan moet ons net hulle naam reg skryf, nie. Ek dink Sissa sal getuig vir 'n paar dokters wat, jy weet, regtig ouderlingskap waardig is, jy weet. Manne wat regtig omgee, hoe gaan dit met jou vleesmens, nê? En kan ek jou help om te verstaan, dat daar moet iemand wees wat jy inroep, want hoekom? Ek wil hê jy moet hoor, ouderlinge is daardie mense of manne wat iemand wil beskerm, maar nie net na die vlees nie, maar wat iemand se gees wil beskerm. Kan ek 'n amen kry? Dis wat ons nodig het. Dis hoekom daar soveel swak en siek en stikkend en verkeerd in die lewe is omdat daar nie hierdie manne van dapperheid en van oortuiging is wat voorloop en sê, so spreek die Here. Let's talk about Jesus more and more. En hy maak jou moedeloos want hy wil net oor Jesus praat. Hy kan nie oor karre praat nie en hy kan nie oor visvang praat nie, maar hy kan oor Jesus praat. So gaan jou help om te verstaan dat in die lewe van Petrus het ons hierdie mooi selferkenning wat Petrus maak. En ek het geen bekommernis dat ons vanoggend nou net 1, 2, 3, 4, 5, ek dink ons is nou 5 mans vanoggend en 6, 7, ons is 7 mans in die diens, lyk my 7, 8, daar's 8 as ek nou by tel. Want ek tel nou die jonges by, jy sal hoor ek tel hulle nou by, nee, ek gaan nou iets daaroor sê. Maar ek wil hê jy moet snap vanoggend, geen bekommernis nie, want ek is so bly Barend gaan vanoggend se YouTube preek mooi opneem. So Barend, jy moet seker maak hy neem mooi op. Dan gaan ek vir daai klomp manne wat opstaan en hand opsteek en sê, Here, U roep my. U het 'n opdrag vir my, U het 'n taak vir my lewe. Gaan ek vir hulle sê, kom sit bietjie, dan kyk ons gou-gou YouTube video, né? Hoor wat sê Petrus. Hy sê, ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat
Sê dit hardop saam met my. 'n mede-ouderling. Ek wil hê jy moet weet, dat ons praat in ons woorde van leierouderlinge en van meer senior ouderlinge en van 'n ouderling wat so status het ensovoorts, maar ek wil hê jy moet hoor dat ouderlingskap is 'n versameling van manne en is 'n versameling van bedieninge wat uiteindelik die kerk van Jesus moet gesond maak en die kerk moet beskerm. Ek onthou my dae toe ek jonk was, jy weet, onthou ek hoe hulle op die vergaderings kon stry die broers, jy weet, en dan wonder ek, hulle is sommer net veglustig en alles, maar agterna het ek besef, hulle het God se saak beskerm. Dit was vir hulle belangrik dat die koninkryk beskerm moet word. En daarom laat Petrus dit so sê. Hy sê, want hoekom? Ek is getuie van die lyde van Christus, wat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word. Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid, ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, en ek is so bly dat Jesus nie 'n ouderling is nie. Want hy's bo alles wat ouderling is. Hy's meer as dit. Uiteindelik as die 24 ouderlinge van Openbaring neerval, dan gee hulle hom die erkenning as die herder, die een wat die verskil kon kom maak. Ek wil hê jy moet weet dat 'n pastoor probeer op sy beste om 'n herder vir die gemeente te wees, maar hy misluk eintlik keer op keer. Hy kry dit nie reg nie, want hy kan dit nie alleen doen nie. 'n pastoor kan net 'n pastoor wees as daar ouderling is, mede-ouderlinge, saamouderling is. En daarom wil ek hê jy moet hoor en ek weet wat in jou hart gebeur. Ek dink jy is reeds besig om te verstaan dat ons sal met ernstig bid en die Here vertrou dat ons almal weer sal verstaan hoe dat God se plan werk om die kerk 'n toekoms te gee. Om die gemeente 'n toekoms te gee. Dat jy nie kan terugstaan en sê, o, ek is 'n vrou, nou ja, pastoor praat nie met my nie, ek is nie 'n ouderling nie, en ek is 'n kind, en ek is nog te jonk, of hierdie, of nee, ek is te oud, of ek kan nie meer nie. Ek wil hê jy moet weet, as hy sê, en God het sommige in die gemeente gestel, in die eerste plek apostels, ten tweede profete, en let nou op, ten derde. Dis anders as Efesiërs 4 vers 11, wat gesê het apostels, profete, evangeliste, herders, leraar. Hy sit leraar aan die einde. Hier kom Paulus en hy sê, nee, wag so 'n bietjie. Jy het meer, jy het vroeër in jou bestaan, het jy oortuiging nodig. En dis waar die leraar kom. En hy begin om sy werk te vervul in jou lewe. En jy begin om te leer, dat as jy aanhou om so te dink, as jy aanhou om so te doen, dan gaan jy skade ly. Jy gaan nie beskerm wees nie. Ek hoop jy snap iets wat ek in jou hart kan wakker maak, dat jy verstaan, as kragte en genadegawes en gesond maak en die helpers en regeringe en allerlei tale na vore wil kom, dan is dit daardie persoon wat verstaan het, ek het 'n oop deur, ek het 'n God wat my nie in die steek gaan laat nie, ek het 'n toekoms wat die Here vir my beplan het, en kan ek vir jou sê, antwoord my as jy kan, dink jy God het vir jou kanker beplan? Dink jy God het vir jou blindheid en Alzheimer's beplan? Jy weet, vir jou ou dag? Dink jy God het so gekyk en gesê, ja, op 67 sal ons sorg dat jy jou been verloor? Nee, nie die God wat ek ken nie. Nie die God wat ek vereer nie. Hy is die God van beskerming, hy is die God van liefde, hy is die God van krag, hy is die God van 'n toekoms en 'n ware lewe, voluit, tot die einde toe. En hoe kry die duiwel dit nie reg, om daardie God te opneer in jou lewe? Daarom wil ek vir jou sê, as jy kan vashou aan 'n geopende deur wat vir jou gees en wat niemand kan sluit nie, en jy sal besef dat in jou min krag het jy die woord bewaar en jy het sy naam nie verloon nie.
En hy gaan nou terugkom na hierdie oopsluit en hierdie toesluit. Want hoekom? Ek gaan jou na iets toe vat en dit is 'n uitdaging as ek jou daar kan kry, dat elkeen van ons op 'n plek sal kom waar ons verstaan dat as 'n herder en 'n leraar in 'n beskermingsrol is en hy wil jou lewe veilig maak. Saam met die apostel, profeet, die evangelis en saam met al die genadegawes en saam met al die werking van die Gees wat daarmee saamgaan. Is dit my so mooi as ek vir jou iets kan vertel vanoggend oor die sleutel van Dawid. Nou, ek wil hê jy moet weet dat as ek jou nou vanoggend uitdaag om Jesaja 22 te gaan lees, en jy maak hom oop, en jy kan maar as jy wil, kan jy sommige goed daar oopmaak, Jesaja 22, en dan lees jy sommer maar net 'n versie of 2. Ek wil vir jou sê, dit vra iets om te weet wat daar aangaan. Jy gaan nie sommer net verstaan wat daar staan nie. Ek is oortuig, en jy gaan moontlik vir my sê, die Heilige Gees gaan dit vir my openbaar. Dan sê ek, dank die Here. Maar weet jy, ek dink die Heilige Gees gaan dit net openbaar, deurdat daar 'n leraar opdaag, deurdat daar iemand opdaag wat vir jou sê, kom ons kyk 'n bietjie wat sê die woorde van hierdie hoofstuk. Nou, as jy dit vanoggend en ek gaan nou daarby uitkom, dan wil ek hê jy moet net die Openbaring 3 vers 7 eers vasmaak. Hy sê, en skryf van die engel van die gemeente in Philadelphia. Dit sê die Heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Dan wil ek dit nou seker maak, voordat ek by Jesaja 22 kom, laat jy verstaan, dat daar is net een sleutel, daar's net een wat die sleutel kan dra, daar's net een wat die sleutel in die slot kan kry, en sy naam is Jesus. En as jy kan vasmaak, en jy kan sê, my toekoms het alles met hom te maak, en ek gaan nêrens kom in die lewe, as dit nie vir hom is nie. As hy nie die deur oopmaak, ek gaan die deur nie oopmaak nie. As hy my nie gesond maak, ek gaan ek siek bly. As hy my nie krag gee nie, gaan ek swak bly. En ek kan nie genoeg vir jou sê, maak seker, dat jy Jesus die fokus van jou bestaan maak. Laat jy in die oggend opstaan en jy sê, let's talk about Jesus. Laat jy in die aand gaan slaap en sê, ek wil jou nog vertel het van Jesus. Ek wil jou nog bewus gemaak het van Jesus. So hoe kan ek jou bewus maak? Dan vat ek jou in Jesaja 22 na 'n tydstip in die lewe van Jerusalem, van die volk Israel. 'n Spesifieke oomblik in hulle bestaan. En as jy nou Jesaja 22 oopgemaak het, sal jy gesien het in die eerste vers, lees ons, God spraak oor die dal van die gesig. God spraak oor die dal van die gesig. Ek weet nie enige iemand wat goeie oplossing het. Ek kyk nog glad nie my broer se rigting, want sy vakgebied hier, jy weet, hy Ou Testament, nee. Eintlik sê hy net, God spraak oor Jerusalem. Maar Jerusalem word die dal van die gesig genoem. En as jy in die hoofstuk 21 toe gaan, dan word hy die woestyn van die see genoem. So heel interessant, wat wil die profeet sê? Want sal dit help as jy 'n profeet vanoggend in jou lewe kry, wat vir jou sê, hoor jy, in hierdie week gaan so en so wees. In hierdie week gaan jy by gevaar moet draai. Of in hierdie week gaan jy sien hoe jy sterk opstaan in 'n oorwinning. In hierdie week gaan jy gesond word, maar in hierdie week gaan jy met siekte bedreig word. Dit sal lekker wees om so 'n profetiese wêreld te hê. Stem met my saam? Dat jy ook sommer weet dat hierdie week gaan hulle jou verhoging gee. En as hulle jou inroep, as jy, ag meneer, los maar, ek weet klaar. Sê hulle, wat weet jy? Sê hy, nee, ons gaan vir jou verhoging gee, R300. Dan sê hy, nee meneer, jy het verkeerd gehoor. Toe die Here met my gepraat het, het ek gesê R1300.
Amen. Is lekker as die profeet aan jou kant is. As jy saam met my daar, hier kom die profeet Jesaja en hy sê vir Jerusalem, hy sê vir Juda, hy sê vir die mense wat daar in daardie plek bly, in Jerusalem bly, kom hy en hy sê vir hulle, julle is 'n ligsinnige klomp mense. Wow, eina. Nou wat beteken ligsinnigheid anderster? As dat jy eintlik ernstig moet wees, maar jy is nie ernstig nie. Dat jy eintlik moet vasgryp en regmaak en klaarmaak en die ding behoorlik uitsorteer en nie op 'n plek kom waar jy sê, ag, dit kan nie gebeur nie. Nou wat hier gebeur het, is dat Israel word bedreig, Juda word bedreig deur die Assiriërs en daar's 'n oorlog wat aan die kom is en hulle doen wat? Hulle klim op hulle dakke. Halleluja. En ek gaan hierdie dakmaak storie jou help, dat jy hom ook vandag beter verstaan. Hè. Wat soek jy op die dak? Hy vra dan vir hulle, wat is dit dat dan met jou, dat jy jou hele bevolking op die dakke geklim het? Nou die Bybelverklaarders en die navorsers en die lesers het 2-3 antwoorde op hierdie sinnetjie, né? Hulle sê die ene was, omdat die volk so ver van God afgekom het, dat sonaanbidding vir hulle prioriteit geword het. Hulle sou voor die son opkom, sou hulle gou die koppietjie koffie gryp, of klim hulle op die dak, dan kyk hulle hoe die son opkom. En dan vanaand weer net as die son sak, dan gryp hulle weer seker 'n bietjie tee of wat ook al, en gaan kyk hulle weer hoe die son sak, né. So dit was heel moontlik sonaanbidding invloed gewees. Maar dit was praktyk gewees om na afloop van 'n harde dag se werk of om as die son opkom, juis in gebed, jy weet, te gaan en op die dak te klim en te sê, Here, hierdie dag het baie uitdagings, maar ek maak U nommer 1. Ek maak U die belangrikste in my lewe. En as ons die profesie verder lees, en ek het nie tyd om dit alles vir jou te sê nie, dan wil ek hê jy moet weet, dat uiteindelik is daar 2 bestuurders, die een se naam is Sebna, en die ander een is Eliakim. En dan Sebna is so tevrede met sy wêreld, dat hy vir hom tot 'n graf gaan grawe, waar hy, seker met staatsgeld, kan nie anderster gewees het nie, jy weet, en hy's die een wat oopsluit en toesluit, hy's die een wat sê, jy mag kry of jy mag nie kry nie, het klink vir my so na ons dag waarin ons lewe, jy weet, jy het nie meer 'n sê oor wat jou toekom nie, dis net 'n sê van wat sal ons vir jou gee, wat sal ons vir jou doen, né? Hoe sal ons, en dis vir my so treffend, om te verstaan, dat God sê, ek ruk hom weg, en ek slinger hom weg, en Eliakim sal in sy plek kom. En dan kry Eliakim, die bestuurder, die tesourie, die wat noem mense, die staatsdiens, die finansies van die staat, jy weet, die minister van finansies, so iets van die aard. Dan kom hy, en dan is hy 'n regverdige bestuurder. Maar selfs hy misluk uiteindelik. En dit bring ons by 'n punt waar ons weer vir mekaar moet sê, as jy soekend is na God, moenie by mense stop nie. Moenie dink mense is jou antwoord nie. Want almal het gesondig en dit ontbreek die heerlikheid aan almal. En niemand is regverdig nie, selfs nie een nie. Daar's net een. Sy naam is Jesus. Daar's net een wat die pad kan loop vir jou. En daarom wil ek hê jy moet verstaan, ek hoop jy snap het, dat as Petrus op die dak klim, dan is dit iets van dit, dat hy wil by die Here uitkom, en op daardie dak kry hy 'n gesig, jy onthou die laken met die onrein diere wat uit die lug uit neergedaal het, en Petrus sê, nee Here, ek het nooit in my lewe onrein goed geëet nie, en dan sê Jesus vir hom, maar dit wat ek rein gemaak het, mag geen mens onrein ag nie. En dan gaan Petrus, en so word die Heilige Gees uitgestort in 'n huis, by 'n gesin, en alles wat daarmee saamgegaan het. Kan ek jou help om te verstaan? En wat ek vir jou wil sê, is dat jy moet kan ja sê. Jy moet kan ja sê.
en sê jy ja? As ek vandag vir jou vra, is daar 'n apostel, is dit iemand wat sy hand sal opsteek en sê ja, ek is een. Is daar 'n profeet, is dit iemand wat hand opsteek, sê ja, ek is een. Is daar 'n evangelis, dan is dit iemand wat langs die pad dit deur geworstel het en gesê, Here, hier is ek, gebruik my. Here, al word ek weggejaag, as ek vat hoe ek en Margaret met die jeugspanne geëvangeliseer het, en hoe dat ons van huis tot huis geloop het, en so dikwels is die deur net toegemaak en gesê, ons wil nie met julle praat nie, ons het niks met julle uit te waai nie, ek het my kerk en los my uit. Jy weet, dan wil ek hê jy moet weet, ons het ja gesê. Ons het ja gesê. Het jy ja gesê om 'n evangelis te wees? Kan die kerk aangaan as daar nie herder of leraar is nie? Wanneer gaan die kerk op 'n punt kom wat die bediening so min is, dat die bediening so nee geword het, dat daar niks meer oor is nie? En dat die almal die skade ly van sommiges. En ek hoop ek spreek jou aan. Ek hoop dit roer jou hart as ek vir jou sê, dat as Petrus sê nooit nie, Here, dan is dit gelukkig nie. Want hy leer baie vinnig, jy sê ja. As die Here vir jou sê, dan sê jy ja, Here, ja. Dis vir my so treffend en dis hoekom ek vroeër gesê het, ek tel ons jong manne in, hè. As ons gaan kyk na die wêreld van Samuel, dan was hy plus minus 12 jaar oud gewees, toe God met hom praat. 12-jarige ouderdom word hierdie jong man geroep deur God. En hy sê uiteindelik ja. As hy by Eli kom en Eli sê vir hom, as hy jou weer roep, dan antwoord hy, spreek Here, want u knegt hoor. En hy sê, toe het Samuel geloop en op sy plek gaan lê, en hy hoor so waar die stem weer, en hy kom op hierdie plek, waar hy die volgende dag vir Eli moet sê, Eli, die Here het vir my gesê, jou einde is in sig. Dis 'n verskriklike woord om oor te dra. Dis 'n krisisboodskap om vir iemand te gaan sê, God het klaar gemaak met jou. Nou bid God, ek bid die Here, en ek het al baie keer in my bediening hier in hierdie gemeente gestoei, en dan sê ek, Here, is daar nie maar net nog een kans nie? Is daar nie maar net nog een keer? Here, sal dit nie help as ek net nog een boodskap kan preek, en hy of sy dit kan hoor, en hulle kan sê, ja, Here, ja. Maar ek dink ons staan kollektief skuldig voor God, as gemeente, as kerk. En ek vra weer, is daar 'n apostel in die huis? Is daar 'n profeet op jou pad? En hulle is daar, ek weet hulle is daar. Maar noem ons hulle medewerkers van God? Beskryf ek hom as iemand wat in staat is om iets te kan doen wat niemand anderster kan doen nie. En daarom wil ek hê jy moet weet, die 5voudige bediening is God se plan van aksie. En as ons dit gaan vat as sy plan van aksie vir ons gemeente, gaan ons agterkom dat hier gaan mense opstaan, die sommiges gaan opstaan en hulle gaan sê, hier is ek. Here, as u 'n profetiese woord vir hierdie gemeente het, hier is ek. Here, as u wil hê iets moet gebou en gemaak word, hier is ek. Here, as die koninkryk geproklameer en verklaar moet word, hier is ek. As daar moet omgegee word vir die vlees en die vleesmens, hier is ek, Here. En dit doen julle nogal baie goed, hoor. Los die kondensmelk, gaan dink aan al die pannekoeke wat ons bak, jy weet. Maar as daar iemand is wat kan opstaan en sê, as ons wil hê dit moet beter wees, moet ons dit so doen. En hy leer, sy leer, ons leer dit alles.
Kan ek jou help om te verstaan dat ouderlinge is manne wat ja sê vir Jesus, want hoekom? Dis 'n bediening van beskerming. As Sebna en Eliakim en Samuel as Sebna en Eliakim mekaar vervang, wil ek hê jy moet weet dat God kom op 'n plek waar hy sê, as jy nie wil nie, kry ek iemand anderster. As jy nie wil ja sê nie, dan gaan haal ek iemand anderster. En dan kan ek ook, dan sê ek so baie keer, dat God kan vanoggend 'n ou boemelaar onder 'n brug gaan uithaal. En dan kan hy hom 'n beter prediker maak as ek. Hy kan hom 'n beter pastoor maak as ek. Ek dank die Here dat Samuel op 12-jarige ouderdom en 58 jaar gelede het ek op die 24ste November 1968 het ek ja gesê vir God. En ek sê nog steeds ja. 58 jaar later, ek hoop ek tel reg, my somme reg uitgewerk. 58 jaar later sê ek ja, Here, ja. As U wil hê ek moet 'n apostel wees, dan maak ek dit van niks af. As U wil hê ons moet iets doen, hier is ek, Here. As U wil sê pas op, profeties, evangelisties, herder, leraar, as U wil hê ek moet dit doen, hier is ek, Here. Gebruik my. En het jy ja gesê? En hoe het jy ja gesê? Jy sien, want eintlik is ek al vir 58 jaar maar net 'n ouderling. So 'n bietjie vreemd. En ons almal geniet dit, ons pastore geniet dit vreeslik om te dink ons is die senior, ons is die hoofouderling. Ons is die meer belangrike ouderling. Nee, dis net omdat ons ja meer gewig dra. Ons sê sonder huiwering ja. As daar begrafnis is, ja. As daar troue kom, ja. As daar 'n siek mens is, ja. As daar 'n kind is, ja. As daar 'n sonnaskoolles aangebied moet word, ja. As daar 'n pannekoek gebak moet word, of nog erger as die gras gesny moet word. En jy sê net, ja. My broer se dogtertjie het op 'n radio onderhoud, het hulle vir haar gevra, was vir Elmarie, as ek reg onthou, het vir Elmarie gevra, wat doen jou pa nie, hy's 'n pastoor. Ja, maar wat doen 'n pastoor? Toe antwoord sy in haar kinderlike mooiheid, toe antwoord sy, hy stofsuig die kerk. Jy het ja gesê. Niks was vir jou te veel nie, dankie Sissa. Kyk hoe mooi gaan Sissa nou ja sê nie. Ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat 'n mede-ouderlinge getuie is van die lyde van Christus. Ek wil vir jou sê, hierdie ja is 'n harde pad om te loop. Dikwels 'n pad van vernedering en van verkleinering, van verwerping en van ek luister nie vir jou nie, ek wil nie, man, wat jy sê, jy weet nie waarvan jy praat nie. En ek bid God dat hierdie video en hierdie boodskap as die laaste ene van Hemelvaartdag af, die boodskap sal vasmaak. Ek bid ook dat as Tom Snyders volgende week hier is en hy glad nie agtergrond het oor ons gemeente nie, dat hy 'n woord van die Here sal hê. Laat hy vir Pleroma iets sal sê wat ons nodig het om te hoor. Laat ons nie 'n ligsinnige Jerusalem sal wees nie. Laat ons nie op 'n dak sal klim omdat ons dink daar's nie 'n gevaar nie. Dat ons nie sal dink, ag wat, dit gaan nie by ons uitkom nie. Ons sal nooit tog seker sulke goed nie, nee, maar totdat ek en jy in daardie probleem is. Totdat die dokter vir jou sê, dis kanker. Of totdat die dokter vir jou sê, daar is nie 'n mediese oplossing nie. Maar dan het jy gemis dat hy het gesê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle die rus gee. Dan het jy gemis dat hy gesê het, roep die ouderlinge, en nadat hulle jou gesalf het met olie,
Maar hoe kan jy roep as daar nie is nie? Hoe kan jy roep as daar nie is nie? En daarom is my slotwoorde vir jou vanoggend, 3 Johannes 1 vers 13. En ek vra die vraag, is daar 'n ouderling in AGS Pleroma, Walvisbaai? Is daar iemand wat wil waag soos Petrus en sê, dan sal ek dit doen? En ek wil hê jy moet weet, broers, soms moet ons by mekaar verbyskuif, en as jy dit kan doen in hierdie week, doen dit asseblief. Jy skuif by 'n ander broer van ons gemeente, ander man van ons gemeente verby, dan sê vir hom, die Here het ouderlinge nodig. Die Here soek ouderlinge. Die Here wil hê die bediening moet werk. Die Here wil hê dat die siekes moet gesond word en die seer en die goed moet verander. En daarom laat 3 Johannes skryf hy sê, ek het baie dinge gehad om te skrywe, maar ek wil dit nie met ink en papier aan jou skryf nie, maar ek hoop om jou gou te sien en ons sal van mond tot mond spreek. Was my lewe lank vir my die mooiste pad wat jy met iemand kan loop, is as jy so met hom of haar kan loop. Kan ek vir jou sê, in ons dag van sosiale media, WhatsApps kan dit nie doen nie. E-posse kan dit nie doen nie. SMS'e kan dit nie doen nie. Ja, YouTube video's kan dit nie doen nie. Ek dink ek het 100 op pad na 100 en ek weet nie hoeveel preke op YouTube. Nie een van hulle kan dit doen nie. Maar Jesus kan. Jesus kan. Jesus kan. Hy is die enigste ware antwoord. En kan ons as 'n gemeente vanoggend, terwyl ons nou net, hoe het ek net gesê 7 mans in die gemeente, in die diens is, kan ons vanoggend besluit, dis meer as genoeg. 7 is meer as genoeg. Ek verklaar julle almal nou ouderlinge. Want jy het die werk van 'n ouderling gedoen, jy het kom kyk of dit goed gaan met die skape, nê? Ek hoop so. Jy het kom kyk of die skape hier is, jy weet, en nou sien jy net, daar's 'n paar van hulle nie by die kraal nie. En jy besef, daar's iets om te laat gebeur. En ek is so dankie, Michael, julle jong manne moet onthou, Samuel was 12 jaar oud. Ek was 12, 13, toe ek ja gesê het vir Jesus. En ek is so bly ek het. En ek sal nooit ooit anderster kies nie. So kan ons as 'n gemeente gou voor die Here staan. Ons almal staan. En ons sê, Here, ons gaan 'n gemeente wees waarin ouderling sy werk gaan doen. As daar ooit iets is wat in die kerk aangeveg was, dan was dit ouderlingskap. Daar baie kerke, onthou julle die kerke wat die banke so skuins hier voorgesit het, nê? Dan het hulle met hulle wit boortjies en goed daar kom sit. Hoor jy, dan het hulle kritiek gekry. Want dan sê die lidmate baie vinnig, ja, maar jy het nie gehoor hoe ou Koos gevloek het hierdie week daar by die job nie. En dan sit hy Sondag met sy wit dassie en sy wit baadjie sit hy daar voor, jy weet. Moet hom nie kritiseer nie. Kies hom. Sê, groei, want God se kerk moet groei. Hierdie gemeente, ek moet dit weer vir jou sê, kyk daar bo, 2026 gaan besonders wees. Maak dit vas in jou binneste, maak dit vas in jou geestesoog. 2026 gaan besonders wees in Jesus se naam. As jy genesing, man, jy dit by Jesus. Dis al reeds joune, jy het 'n oop deur. Ja, Jesus is die antwoord en hy sal jou deurdra. Daar is 'n herder, daar is 'n leraar, daar is 'n evangelis, daar is 'n profeet en daar is 'n apostel wat jou pad wil kruis en hy wil jou lewe besonders kom maak.
En ek noem hom ouderling. En ek sê, mag hy by jou opdaag. Mag hy jou aan die hand vat. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, AGS Pleroma staan vandag hier op 14 Junie. Terwyl 21,000 Comrades hardlopers besig is om van Durban na Pietermaritzburg te hardloop. En hulle vir hulle self gesê het, 85 kilometer, 86 kilometer is 'n moontlikheid. Here, dan kom ek vandag en ek sê, U gaan vir ons manne gee, wat sê, met my God loop ek 'n bende storm, en met my God spring ek oor 'n muur. U gaan vir ons manne gee, wat weer sterk staan, in elke bediening, en elke genadegawe, ja, in die vrug van die Gees gaan oorvloedig wees. Want ons het paas wat kan bid. Ons het paas wat kan opstaan en sê, ek in my huis, ons sal die Here dien. Here, daarom kom ek as 'n ouderling, ek kom as 'n medeherder of medewerker, kom ek, en ek wil vanoggend die herderstaf optel. En ek wil sê, Satan, jy los ons mans uit. Ek bring hulle terug onder die beskerming, hulle gedagtewêrelde, onder die beskerming van die Allerhoogste God. Hulle sal gedagtes hê van vrede en nie van onheil nie. En hulle sal 'n hoopvolle toekoms tegemoet gaan. En Here, daarom dank ek U dat ons in die afgelope tyd, in die afgelope weke kon bewus raak daarvan dat U praat met die manne in ons gemeente. En as jou vyand harder praat, dan sê ek vanoggend, maar die stem en die woord van God is kragtig. Die werking van die Heilige Gees is meer, dis lig oor duisternis en geen duisternis kan dit uitwis nie. Want die Here is ons God, halleluja. Here, daarom weet ek wat ons vir ons eie gemeente bid ons vir elke ander gemeente, en ons vra dat U dit sal werk reg oor die lengte en die breedte van ons land, en Here, dat dit weer in die wêreld se woordeskat sterk sal staan, dat ons het 'n wonderlike God wat omgee vir ons, en wat nie wil hê dat ons verwaarloos of onbeskermd moet wees nie. Word dan verheerlik, dit bid ek in Jesus se naam, en wie kan saam met my hart op sê, amen en amen. Kom ons sê